En Betseba bad. En David sê, kom kuier vir my. En David maak haar pregnant. En sy verwag, en hy weet, uit moeilikheid. En hy sê, bring gou haar man van die veld af. Jy het die stuk gelees? Ja. En hy sê, slaap net gou vanaand by jou vrou, want hy wil dit net cover. En dan praat ek en jy môre. Hy hou sê, ek is 'n ware soldaat, ek slaap nie weer. David het moeilikheid. David het moeilikheid. En David, hoor gou mooi, eers slaap hy by, eers het die oog wel eens gehad. Toe slaap hy by haar. Toe beplan hy cover hierdie kind. Nou gaan hy oor 'n moord. En hy skryf 'n brief aan die generale aan die einde van die grens. En hy sê, wanneer die stryd op sy ewigste is, onttrek skielik, dat hy sterf. Ja. Want dan kan hy sy vrou vat. Hy seël dit met sy ring. Hierdie ou buurman is so ordentlik. Ek sou die brief oopgestoom het. Op pad. Gelees het wat sê. Hierdie ou stoom die brief oop, hy hou hom toe. Hy's ordentlik. Ek dink toe David daar by die hemel aankom, het ek vir hom gesorg. Maar okay. Hy vat dit en hy gee dit vir die generale. En hulle lees. Okay. Sit hom voor. En die vyand op sy sterkstes onttrek en die buurman sterf. Is 'n moordkomplot. Wat koning David gedoen het. En hy trou met sy vrou. Ons weet nou die kindjie is dood en al daai goedjies, né? Maar wie het David se buurman doodgemaak? Wie? Praat 'n bietjie saam. Die vyand het hom doodgemaak. Fisies. Die generale wat gekonkel het is deel. Maar David se briefie. Nee. Wat sê die? Wat so? Wie maak jy 1200 babas per dag dood, die aborsies? Die dokter, sommige regering, generale, maar elkeen met 'n briefie geskryf het. So 'n briefie. Ek stem vir julle, wat staan vir aborsie. Was David skuldig? Ja. Dan is elke stem ons skuldig aan die 1200 babas wat môre doodgaan. Wil ek julle vertrap, wil ek julle veroordeel? Ek wil net sê, sy bloed was so skoon. Gaan vanaand en sê, Here, kom my onkunde te help. En hy was jou skoon. Hy was jou skoon. Ons het nou 1 Februarie, 29 jaar van aborsie in hierdie land gevier. Ek het gaan uitwerk en met 'n dokter gepraat, hoeveel, ek is aktivis teen, hy sê in Spreuke 24 vanaf vers 11, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? As jy oor hierdie goed praat, sê mense, hou politiek uit die kerk uit. Dis baba moord. Dis die politiekie, broer. Dis die politiek wat dit veroorsaak. Of nie politiekie, Christenpolitiek veroorsaak dit nie. Maar hoor gou mooi. Toe gaan werk ek uit. Jou babatjies, hoeveel bloed het elke babatjie? En hoeveel van 1997, 1 Februarie, se bloed, want hy sê, Kain slaat vir Abel dood. En hy sê, Abel se bloed roep uit. So Suid-Afrika gaan voor God staan, sy bloed roep uit. Dis een man se bloed. Ek dink ons het uitgewerk, ek is nou 'n bietjie verkeerd. Ek dink dit is 16 of 18 oil tankers wat jy kry, wat vol baba bloed sal wees. Wat ons van 1997 Suid-Afrika gevloei het. Is ons dan christelik? Ons is so ver van christelik af. Ons is so ver van christelik af. Nou wil ek vanaand sê, as jy aborsie gedoen het, hy vergewe. Amen. Ek is hier om jou te trap vanaand en te vertel hoe gaan jy al toe oor die aborsie. Ja, as jy nie wil bely nie, dan gaan jy. Maar ek is vanaand hier om vir jou te sê, hy vergewe jou. Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Maar hy gee vir die baba ook om. En vanaand wil ek vir jou vra, Christen, wat doen jy dat mense by God kom? En ek wil lees hier vir jou. Lukas 5, ek lees sommer. En op een van die dae was hy besig om te leer.
En fariseërs en wetgeleerdes, wat gekom het uit elke dorp van Galilea, en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees, by hierdie selfde plek waar hy was. As ek nou so 5 weke terug, by daai plek, by daai huis. En daar het manne, 'n mens wat verlam was, op 'n bed gebring. En hulle het probeer om hom in te bring, en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien, om hom in te bring, klim hulle op die dak, en hulle breek oop, en laat sak hom. Ek en jy, het WhatsApps, Facebook, selfone, soveel dakke oop te breek. Ons kan in die gemak van ons huis sê, hier's 'n diens môre aand. Soveel oop te breek. Maar ons doen nie dit nie, 2% doen dit. As jy dan werklik so Christelik, probeer jou nie trap, ek vra jou vraag. Tyd laat ons na die basics toe kom. Ek ken mense wat doktoraal geleer is en alles geleer is. En dis mooi, 'n mens mag. Tommy hulle leer ook nou. Nee, en sy vrou. Teologie, doktoraal. Maar hoor gou mooi, dat ek net dit vir jou sê. Jy kan alles geleer wees. Maar as jy nie eers iemand kan aan Jesus voorstel nie, is daar groot fout. Hierdie ouens breek oop. Ek en jy sit met ons WhatsApp wat ons net kan tik vir 15 minute en mense nooi. Ons doen dit nie. Hoeveel Christene stuur vuil grappe rond, maar kan nie op 'n Saterdag aand vir pelle stuur, wil jy nie Sondag saam met my kerk toe gaan nie? Ek los dit daar. Die Here sal self verder werk.